Goeiedag, my naam is Dion Botha en dit is vir my baie lekker om vanoggend saam met julle te wees en baie welkom by hierdie aanlyn diens van Stellenbosch gemeente. Ons is dan nou in 'n vakansietyd wat beteken ons kinderkerk en alles is nog toe hierdie Sondag, maar volgende Sondag is die skole weer oop en dan sal al die kinderbediening en die tienerbediening soos normaal voortgaan. Dalk net goed om te weet, die tienerbediening skuif ons so uur later, omdat dit so 'n bietjie later lig is. Ons gaan nou van 6 tot 7 by die klaphuis bymekaar kom. Dan het ons hierdie geografiese wijk wat ons besig is om bymekaar te trek in Somerset West, Gordons Bay area. Ek is seker van meeste van julle het al daarvan gehoor, maar as jy wil deel wees van die WhatsApp groep waar hulle 'n bietjie gaan kommunikeer oor moontlike stappe of kuiers en koneksiegeleenthede, maak seker dat julle die QR-kode daarvoor scan, dan kan julle deel raak van daai gespreksgroep. En dit is nie 'n groep waarop al heeltyd geklets gaan word nie, dit is regtig gaan oor informasie, dat julle weet wat aangaan. En dan natuurlik die groot ding op ons kalender wat nog wag vir die jaar, waaroor ons verskriklik opgewonde is die bazaar van die 19de November. So merk dit asseblief op jou kalender, 'n tipe van save the date of iets, hou hom net daar dat jy weet hy kom. En dan iets wat ons hierdie week bymekaar maak en wat maar deurlopend kan aanhou inkom, is natuurlik daai wit olifante, al daai goed wat so by jou huis rond staan, wat jy wens, kan iemand net 'n bietjie hier skoon maak, kan iemand net 'n bietjie opruim. Dit is natuurlik 'n wonderlike manier om vir jou kinders ook te sê, hoor jy, om jou kamer skoon te maak, is so lekker, pak net daai goed in 'n krat en dan bring ons dit bazaar toe. En dan is jy sommer ontslaan, want jy het nie geweet wat om daarmee te doen nie. So bring asseblief julle wit olifante en boeke. Want in my huis staan nog soveel boeke, want met elke bazaar koop ek nog 'n klompie boeke. So dis nou tyd dat ek 'n klomp van die boeke wat ek al gekoop het, weer kom ingee. So bring asseblief boeke en wit olifante vir ons na die bazaar toe. Ons is besig met 'n reeks wat ons so half die skepingswoorde van Genesis 1 gebruik en dan vermeng ons dit so half met die temas wat ons ook in Johannes vind, want in Johannes is daar natuurlik ook 'n skepingsverhaal en ons noem dit laat daar genade wees. Die reeks tot dusver was laat daar lewe wees, laat daar mens wees, laat daar herskepping wees en laat daar vervulling wees. Gaan luister gerus op die kanale vir die ander preke ook. En vanoggend gesels ons oor laat daar genade wees. En dan lees ek graag vir julle daai stukkies in daai skepingsverhaal, so of die eerste note daarvan, en dan hoor jy hoe daar klanke van genade reeds na vore kom van die begin af. Ek lees graag vir julle Genesis 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Ek hoor iets van 'n genadige respons van God. Daar waar dit donker is en daar waar dit onstuimig is, kom sy Gees en hy kom sweef daaroor. Dit is so 'n stuk genade, so 'n stuk van iets gaan verander. En dan sê God, laat daar lig wees. En dan is dit so. Voel vir my so, dit is so genadige op 'n manier reaksie van hom. En dan lees ek graag ook Johannes 1 vir julle. In die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Ek is mal oor hierdie teks. In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. 'n Mens hoor iets van 'n genadige reaksie alreeds van God af, van die heel begin af. Ek dink dit is die aard van die verhouding tussen God en die mensdom, en dit is presies wat hierdie skepingsstories probeer doen. Dit probeer iets beskryf van die aard van die verhouding wat God met die mense het. So een manier om natuurlik te reageer op iets so groot, op hierdie genade wat so simmer en borrel deur ons hele storie, is om dit in lofprys aan die Here te gee. En daarom wil ek julle nooi, sing saam met ons, of ons luister na Stefan as hy sing hierdie lied, The Scandal of Grace. Kom ons sing saam. Grace
What have you done? Murdered for me on that cross, accused in absence of wrong, my sin washed away in your blood. Too much to make sense of it all. I know that your love breaks my fall. The scandal of grace, you died in my place, so my soul will live. Oh, to be like you, give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart. Death, where is your sting? Your power's as dead as my sin. The cross has taught me to live. In mercy, my heart now to sing. The day and its troubles shall come. I know that your strength is enough. The scandal of grace, you died in my place, so my soul will live. Oh, to be like you, give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart. Oh, to be like you, give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart. And it's all because of you, Jesus. It's all because of you, Jesus. It's all because of your love that my soul will live. Oh, to be like you, give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart. Oh, to be like you, give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart. Vader, dit is so 'n ongelooflike voorreg om ons u kinders te mag noem, want Here, dit sluit ons op 'n manier in wat ons op geen manier kan verduidelik of verklaar of verdien ooit nie. Here Jesus, gee dat ons vanoggend ook ons harte oopmaak, Here, en opnuut besef watter groot genade en watter geskenk u na ons te bring. En Here, ek wil vra dat u ook ons sal oopmaak om hierdie geskenk te ontvang, dat ons nie net daarvoor kyk of op 'n manier wegdraai nie, maar Here Jesus, dat ons onsself sal oopmaak en sê, asseblief Vader, ek het dit nodig. Praat met my vanoggend. Ons loof u en ons prys u, Here Jesus, want dit is alleen deur u wat ons hierdie geskenk van lewe kan ontvang.
Amen. Ons sing dat hierdie genade is regtig 'n skandaal. Dit is skandalig wat hier gebeur het. En die wiskunde van hierdie genadeskandaal is eintlik, dit klop glad nie. Daar is geen manier hoe hierdie somme kan uitwerk nie. En daar's amper vir my 'n sweempie van ongeregtigheid as ek na die stories van genade luister, want dit weeg mos nie op nie. Dit maak nie sin nie. Daar's amper 'n stukkie ontsteltenis as ek na sekere van hierdie stories luister, om te sê, maar dit kan mos nie so werk nie. Hoe kan dit so werk? Wanneer 'n groep mense wat nie kerkgangers is nie gevra word, maar gee vir ons 'n beskrywing van hoe sou julle kerk of die kerk mense beskryf, dan is 'n woord wat dikwels gebruik word is veroordelend of judgmental. Dis so of een van die woorde. Julle kan duidelik hoor, ongelukkig word kerk nie beskryf as genadig nie. Dis of sonder genade. Dis partykeer juist die idee wat mense van kerk kry. Gaan Google gerus Christen skrywers en julle gaan verbaas wees oor die hoeveelheid energie wat gebruik word om mense of Christene se dogma of se leer as 'n dwaalleer te beskryf of om te bewys dat hulle die pad byster geraak het. Jy kan nie glo hoeveel energie mense gebruik om dit duidelik te maak nie. En dan is daar natuurlik 'n magdom grappies al oor kerke wat afstyg. Een van die bekendes wat ek al gehoor het is van die ou wat op die eiland bly en dan later ontdek hulle die man en dan sal twee groot strukture, dan vra hulle wat is dit, sê nee, o hierdie is my kerk, hier aanbid ek, is wonderlik, en vra hulle in die ander een, dan sê nee, dit is die vorige kerk, ek praat glad nie daaroor nie. Dus of ons het hierdie tendens om, as ons met ietsie saamstem, dan stig ons af en ons loop weg. Dit klink net nie soos genade nie. Dit klink net of ons sukkel om genade vas te hou en asof in plaas van dat kerk moet juist die plek wees waar ons genade kan beliggaam. Daar staan juist geskrywe in Johannes wat sê, God het die wet deur Moses gegee, maar genade en waarheid het deur Jesus Christus gekom. Ek wonder, elke kerk verdedig so of sy waarheid of sy weergawe van die waarheid, maar ek verbeel jou ons kan 'n kerk wees wat gekenmerk word deur juis hoe ons genade beliggaam. Dat ons dogmas en ons waarheid nie belangriker as dit is nie. Daar's 'n mooi storie van C.S. Lewis wat by 'n konferensie is. En die konferensie gaan so half oor die verskillende gelowe in die wêreld en wat 'n rol elkeen speel. En toe op 'n stadium begin die ouens debatteer oor, maar wat is die Christendom se unieke bydrae, so half tot wêreld godsdiens, wat is dit wat hulle bring? En hulle toe heen en weer gegaan met die gedagte, die eerste ding was so half inkarnasie, toe besef hulle, nee, maar daar's ander gelowe wat ook 'n vorm van inkarnasie het, en toe opstanding, nee, maar daar is ander stories ook waar daar opstandings is, 'n maagdelike geboorte, nee, maar daar's nog stories met maagdelike geboortes, hulle sukkel toe regtig om iets te kry om te sê, maar dit is wat die Christendom uniek laat uitstaan. En C.S. Lewis stap in die vertrek in en hulle dog, maar dis nou die regte ou om te vra. En hulle vra vir hom, hoorie, wat sou jy sê is 'n unieke bydrae wat die Christendom maak tot wêreldgeloof? En hy sê, maar dis baie maklik. Dis genade. En toe het hulle 'n bietjie gaan dink en hulle besef, enige van die ander godsdienste, daar's altyd 'n vorm van verdienste betrokke, maar dis net die Christendom wat God se liefde gratis beskikbaar maak. Ons hoef absoluut niks te doen nie. Slegs Christendom maak hier God se liefde onvoorwaardelik. Nêrens anders kry ons dit nie. Is dit nie fantasties nie? God laat dit reën op die goeie en op die slegte mense. Daar is nie voorkeur nie. Hoekom is die moordenaar Moses die een wat God kies om sy volk uit Egipte te lei? Hoekom sal God 'n bedrieglike Jakob kies teenoor hierdie gehoorsame, hardwerkende Esau? Hoekom kry die rebel en hierdie opstandige jong man Samson bonatuurlike krag? Hoekom word die laagste en die klein skaapwagter seentjie Dawid tot 'n koning gekroon? En hoekom word die seun wat uit 'n oorspelige verhouding gebore word, Salomo, met wysheid geseën? Daar's heeltyd ondertone van genade deur die hele Bybelse narratief.
Dalk lê die karakter nie in die persone nie, maar baie eerder in wie God is, in wie God se karakter is. En as ons gaan kyk na God se karakter, dan sien ons eintlik in Eksodus 34 vers 6 word dit opgesom. Dit is verskriklik mooi. Lees dit saam met my. Ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Die Engels sê dit ook mooi, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. Jy hoor sommer hoe God se karakter is deurweek met 'n genadige reaksie vir sy mense. En die ironie van hierdie woorde is dat dit gesê word in die tyd toe die volk nou net 'n goue kalf gemaak het, waar God en Moses is op die berg en hulle is besig om 'n ooreenkoms te sluit. En in daai tyd, waar ons 'n ooreenkoms maak dat ons God se mense, sy volk sal wees en hy sal ons God wees, is hulle besig om dit reeds te breek. En dan in die ooreenkoms, in die sluit van die ooreenkoms, word net een van die partye commit, maak 'n belofte. Moses het niks gedoen nie. God het alleen hierdie belofte gemaak en sluit 'n ooreenkoms alleen. Spreek dit nie reeds boekdele oor wie God is nie? Hy weet, ons kan dit nie vashou nie. En dan verwag hy dit ook nie van ons nie. So hierdie Ou Testament stories, alles wat ons daarvan God lees, het ondertone van genade. Want dan kom Jesus in sy lewe en sy gelykenisse, bring dit net dramaties tot op die voorgrond. Dit kom daag so of die morele landskap net uit. Want nou raak hierdie stories en goed wat hy doen oor genade, raak net in your face. In Matteus 20 vertel Jesus 'n gelykenis van 'n klomp werkers, wat op verskillende tye van die dag kom werk. Maar dan aan die einde van die dag, kry almal dieselfde loon. Hierdie gelykenis maak ekonomies geen sin nie. Maar dit is presies die punt. Dit is presies die punt dat dit gaan nie oor wie's eerste nie en dit gaan nie oor wie's laaste nie. Jesus maak dit duidelik in die werkgewer se reaksie wanneer hy sê, ons lees dit dan in Matteus 20. Die ouens wat nou verontreg is, kom kla en dan sê hy, vriend, ek doen jou geen onreg aan nie. Het jy nie met my ooreengekom vir die gewone dagloon nie? Vat jou geld en gaan huis toe. Ek wil vir hierdie laaste een dieselfde gee as vir jou. Mag ek dan nie met my geld maak wat ek wil nie? Of is jy afgunstig omdat ek goed is? Het voel vir my, Jesus kan daai vraag so verkeerd vra. Hy vra Saul, is jy afgunstig omdat ek so vrygewig met Dawid is? Is julle Fariseërs afgunstig omdat ek nie Jode inlaat? Dat ek die tollenaar se rou eerlike gebed verkies bo die gepoleerde en die geleerde woorde van 'n Fariseer? Raak julle vies as ek die 99 los om die een te gaan soek? Of as die dief aan die kruis se laaste woorde hom verwelkom in die paradys in? Of as ek die vetgemaakte kalf slag vir 'n wegloopkind? Raak julle ook vies? Is dit nie myne om te gee nie? Wat gebeur in hierdie stories is dat ons dikwels assosieer met die hardwerkende verantwoordelike werkers wat die hele dag se werk ingesit het. En dis hoekom ons vies voel. In die werknemer se gedrag steek ons dan so of dwars in die krop. Hierdie is nie reg nie, dis onregverdig. Maar ons loop die gevaar eintlik om die hele punt van die storie te mis. Want God se genade is 'n geskenk. Dis nie 'n beloning nie. Dis iets waarvoor ek gewerk het nie. Dis iets wat ek verdien nie. Dis presies die punt wat hy wil maak. Niemand van ons verdien dit nie. En niemand van ons voldoen aan die vereistes nie. Nou, een van die gebeure in Jesus se lewe wat vir my uitstaan is een van die mooiste stories van genade, lees ons in Johannes 8. Maar ek moet so 'n bietjie teruggaan na Johannes 7 toe, sodat ons net die konteks verstaan van binne watter amper emosionele atmosfeer die dinge gebeur wat nou hier aan die gebeur is. So die heel eerste ding is dat die emosie was nogal gelaai.
Die Jode vra vir Jesus, maar wil hy nie Judea toe gaan nie, want hulle het geweet, die Jode daar wil hom doodmaak. So aanvanklik sê hy, nee, hy dink nie, hy gaan na die fees toe nie, maar dan later, dan besluit hy wel, hy gaan tog gaan. Toe hy by die fees kom, is daar 'n klomp gefluister oor hom. Mense is te bang om hard te praat, want hulle weet, hier is 'n baie sensitiewe saak. As 'n klomp mense wat sê, hoor jy, hy's 'n goeie man. As ander wat sê, nee, hy mislei die mense. En tog praat niemand openlik nie, want hulle is te bang vir die klomp Jode. Ok, halfpad deur die fees. Nou daag Jesus op, en hy begin mense leer. Hy begin in die openbaar praat, en dan sal van die ouens wat uitroep, jy is van die duiwel besete. Daar's 'n ander klomp wat wonder, hoekom praat hy so openbaar? Weet hy nie, hulle soek hom nie, is hy dom? En tog neem niemand hom in hegtenis nie, niemand vang hom nie. Intussen kom 'n klomp mense tot geloof oor al die goed wat Jesus daar sê. So jy kan hoor, die atmosfeer is regtig gelaai. Hulle stuur selfs wagte om hom te gaan gevange neem. En toe die wagte hoor wat hy sê, toe sê hulle, maar hoe kan ons hierdie man vang? Ek het nog nooit iemand so hoor praat nie. En daar's intense verdeeldheid tussen die mense oor, is hy reg, is hy verkeerd, wat moet ek doen? Nikodemus probeer op 'n punt om vir Jesus in te tree, om te sê, hoorie maar, ons kan tog nie net iemand 'n gevange neem nie. Maar toe laat hulle vir Nikodemus mooi verstaan, hoorie, aan wie se kant is jy nou eintlik? Is jy aan ons kant of is jy aan sy kant? En hy bly ook liewer net stil. Gevaarlike, gelaaide atmosfeer. Hulle soek 'n rede om Jesus te veroordeel. En dan lees ons hierdie storie in Johannes 8. Lees saam met my. Hierna is hulle elkeen na hulle huis toe, maar Jesus het na die Olyfberg toe gegaan. Die volgende môre vroeg was hy weer in die tempel en die hele volk het na hom toe gekom. Hy het gaan sit en hulle geleer. Die skrifgeleerdes en die fariseërs bring toe 'n vrou wat op oorspel betrap is en laat haar in die middel van die kring mense staan. Hulle het vir hom gesê, meneer, hierdie vrou is op heterdaad betrap waar sy oorspel gepleeg het. Moses het ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig. Maar wat sê u? Dit het hulle gevra om hom uit te lok, sodat hulle iets kon kry waaroor hulle hom kon aankla. Maar Jesus het gebuk en met sy vinger op die grond geskrywe. Toe hulle aanhou om hom te vra, het hy regop gekom en vir hulle gesê, laat die een van julle wat 'n skoon gewete het, eerste 'n klip op haar gooi. Daarna het hy weer gebuk en op die grond geskrywe. Toe hulle hoor wat hy sê, het hulle een vir een begin wegloop. Die familiehoofde eerste. Jesus is alleen agtergelaat saam met die vrou daar in die middel van die kring mense. Toe het hy regop gekom en vir haar gevra, mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie? Niemand nie, Here, sê sy. Toe sê Jesus, ek doen dit ook nie. Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie. Wat 'n aangrypende toneel. Hulle sleep hierdie arme vrou deur die skare, deur die dorp, tempel toe. Die een plek waar jy nie wil wees as jy met verkeerde dinge besig is nie. Hulle kom sleep haar voor Jesus, want hulle wil haar nou veroordeel. En die doel was ek dink tweedelig. Eerstens om haar te verneder, en die ander deel was om vir Jesus in 'n moeilike situasie te plaas. Hulle is eintlik besig om 'n stryk te stel. Hulle kon net sowel haar arresteer het en dan vir Jesus kom vra wat is sy opinie oor die saak, maar nee. Ons wil hierdie publiek maak. Ons wil dit vir almal wys. Hierdie is 'n sameswering. Hierdie gaan nie oor geregtigheid nie. Die doel hiervan is 'n sameswering om van Jesus ontslae te raak. Hy moet dood. Die wit olifant natuurlik in die vertrek is, waar is die man wat betrokke was by hierdie oortreding? Dit kan tog nie net een persoon wees wat oorspel pleeg nie. Sommige van die kommentare beweer dat hy dalk deel van die groep mans was wat vir Jesus probeer vastrek het. So, maar die punt is, hulle wou 'n stryk stel vir Jesus, hulle was besig. En dan sê hulle vir hom, Moses het ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig, maar wat sê u? Hierdie is 'n netelige saak gewees. Onthou julle,
'n rukkie terug was daar, ek dink dit is in Matteus 20, waar hulle met muntstukke dieselfde ding gedoen het. Hulle het gesê, waar Jesus vir hulle gesê het, maar gee aan die keiser wat aan die keiser behoort en aan God wat aan God behoort. So die stryk werk so, as Jesus sê, laat haar gaan, dan breek hy natuurlik die wet van Moses. As hy sê, kom ons stenig haar, dan lyk hy wreed of ongenadig, maar meer as dit, hy breek die Romeinse wette. Die Romeine het die doodstraf, die reg om die doodstraf toe te dien vir godsdienstige wette wat gebreek is, weggeneem van die Jode af. So jy kan nie net iemand tot ter dood veroordeel nie. So Jesus is in 'n moeilike dilemma. Hy's tussen die Romeinse wet en Moses se wet, probeer hulle hom vasdruk. En nou gebruik hulle hierdie vrou as 'n wapen teen Jesus. En in hulle poging om geregtigheid te kry, wat glad nie eintlik die doel is nie, maak hulle van haar 'n objek wat absoluut geen waarde het nie. Haar lewe het geen waarde nie. Hulle gee nie om as dit haar lewe gaan kos nie. Hulle plaas almal se aandag op haar tekortkominge. Maar hulle sien nie eers hulle eie raakie. Hulle sien nie raak hoe hulle van iemand 'n objek maak nie. Hulle sien nie raak hoe hulle haar absoluut skaam en al die slegte goed wat saam met hierdie publieke shaming kom op haar sit nie. Hulle gee nie daarvoor om nie. Hulle probeer net vir Jesus vastrek. En dan reageer Jesus nie onmiddellik nie. Hulle vra hom, maar hy doen niks. Hy buig en hy begin met sy vinger in die grond skryf. Nou daar's baie bespiegelinge oor wat Jesus geskryf het. Dit weet ons nie. Dit staan nie daar nie. Maar wat my wel opval, is Jesus se postuur, sy liggaamshouding. Ek kan my verbeel as hulle hierdie vrou voor Jesus gebring het, as sy dalk in 'n hoopie daar voor hom moet lê. Maar wanneer hy sak, gaan hy self in 'n nederige posisie in. En dis asof hy hom vereenselwig en identifiseer met hierdie vrou. Hy voel aan hoe skaam sy is en hoe stikkend sy is, en hy wil nou nader aan haar wees. En hy skryf op die grond. En wanneer ons 'n laagtepunt tref, wanneer ons voel, ek is so teleurgesteld in dit wat ek nou alweer aangevang het, ek wens die aarde wil my insluk, dan is God nie besig om sy vinger in my gesig te swaai nie. Hy is nie besig om klippe bymekaar te maak nie. Dis juist dan wanneer hy tot ons lewens toetree, en hy buig om nader aan ons te wees, om te sê, maar hey, ek het jou. My genade is genoeg vir jou. Ek gaan hierdie kan vashou. Jy hoef nie te voel, jy moet nou vlug van my af nie. En ek dink, dit is presies wat Jesus met sy liggaamshouding daar doen. En dan kom die fariseërs en hulle hou aan. Hulle soek antwoord. Hulle sê, wat nou? Antwoord my. En dan staan Jesus op, en hy kyk hulle reguit in die oë, en hy sê vir hulle, laat die een van julle wat 'n skoon gewete het, eerste 'n klip op haar gooi. Jesus sê nie die een wat sonder sonde is nie, want hy weet dis niemand nie. Maar hy weet in terme van hierdie saak, van hierdie situasie, is daar nie skoon gewetes nie. En een vir een gooi hulle klippe neer en begin hulle wegstap, want hulle weet, hulle eie skuld in hierdie saak is groter waarskynlik as die vrou se skuld. Soms lê daar vir ons 'n spanning tussen genadig wees en regverdig wees. Dis half, ons lees dele in die Bybel waar God praat oor sy oordeel en dit klink regtig erg. En ons wonder maar hoe moet ons dan na God kyk? Beteken dit hy gaan maar net heeltyd oukei wees, of hoe moet ons dink oor God? Hy aanvaar nooit ongeregtigheid nie, maar hy bly steeds genadig. Hoor gou hoe mooi is hierdie, dis in die boek Hosea, dan lees ons hoe God letterlik amper wik en weeg tussen hierdie sagte woorde van deernis en van 'n harde oordeel. Ons lees daar in Hosea 11, hy sê, daarom sal sy stede deur oorlog verwoes word. Omdat my volk my verlaat het, sal party van hulle opgehang word en die ander sal die slawejuk moet dra, 'n juk wat nie afgegooi sal word nie. En dan, dis asof God homself in die rede val, dis half in dieselfde asem. Dan sê hy, maar hoe kan ek jou prys gee, Efraim? Hoe kan ek jou laat vaar, Israel? Ek kan dit nie oor my hart kry nie. My liefde brand te sterk.
Iemand het gesê, God is soos 'n wilde hond. Hy hou net nie op nie. Hy hou nie op om ons te kom soek nie. Hy hou nie op om na ons toe te kniel nie. Hy hou nie op om toe te tree daar waar ons voel, ons het nou die laagste laag getref nie. En ons sien iets van daardie sentiment as ons ook lees wat die profeet Mika sê. You do not stay angry forever, but delight to show mercy. Dit is vir God die lekkerste ding, om vir sy kinders genade te wys. En hy het die volste reg om vir hierdie vrou kwaad te wees. Sy was inderdaad verkeerd. Sy is op heterdaad betrap. Maar hy het net soveel die reg om vir die fariseërs kwaad te wees. Maar dan sit opvallend toe Jesus nie uitbars teenoor enige iemand nie. Hy bly genadig. Hy het 'n stuk genade vir die vrou, maar hy het ook 'n stuk genade vir die fariseërs op 'n manier. Maar dan tree hy nader aan die een wat verneder en skaam en gebroke is en nie 'n stem het nie. Dit is altyd waantoe God tree. Iemand wat by sy voete lê, in plaas van die bose planne en mense wat hulle verlekker in iemand anders se seer. Jesus buig weer af en hy skryf op die grond. En toe almal weg is, vra hy, mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle jou die oordeel oor jou voltrek nie? Niemand nie, Here. Ek doen dit ook nie. Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie. Jesus kom wys iets uit wat ons baie lief is om te doen. Ons het 'n behoefte om vir ander te wys op hulle tekortkominge, terwyl ons ons eie miskyk. Ek sien so maklik raak wat ander ouens verkeerd doen. Maar wanneer dit by my eie storie kom, dan is ek regtig maar half blind. Dis presies wat Dawid gedoen het. Toe Nathan, die profeet Nathan vir Dawid kom vertel van die man, die ryk man wat die arm ou se een enkele skapie gevat en geslag het en voorgesit het vir sy gaste. En daai arm ou se hart gebreek het. Hy was lief vir sy lammetjie. En Dawid sê, bring hy man hier, maak hom dood. En dan sê Nathan, Dawid, dis jy. Dis wat jy gedoen het. En onmiddellik besef Dawid, dit was ek. Daar is 'n plek om uit te wys as iemand verkeerd handel. Maar ek dink, jy doen dit vanuit 'n plek waar jy baie teerheid het en baie liefde vir daai persoon en in verhouding is. En waar jy self besef het dat ek het dit ook nie als perfek nie. Dan kan ons vir mekaar sê, ek is bekommerd hieroor, of ek sien hierdie ding raak. Maar dis nie vanuit 'n arrogante plek waar ek jou op jou plek sit nie. Dit lyk heeltemal anders. Romeine 8 vers 1 sê vir ons, so vir hierdie ongelooflike vryspraak wat sê, daar is dus nou geen veroordeling in die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak en die wet van die wet van sonde en dood. Dit is die beste nuus ooit. Dit is die beste nuus waarmee ek julle kan huis toe stuur. Maar hoekom is genade so moeilik vir my? Hoekom is dit so moeilik om dit reg te kry? Hoekom stoei ons so met genade? Ek dink, dit is dalk omdat ek al soveel keer teleurgesteld was vir die herhaalde mislukkings, vir my slegte gewoontes. Ek het nou al hierdie ding bely en nou het ek dit alweer gedoen. Hoeveel keer nog? En dan begin ek so op 'n manier hoop verloor vir myself. Ek begin dink, maar weet jy wat? God behoort nie vir my lief te wees nie. Ek is nie dit waardig nie. En dit is asof ek amper 'n sluier of 'n dop oor myself trek, dat genade nie tot by my kan kom nie, want ek weet, ek verdien eintlik straf. Ek wil amper nie daai genade hê nie. Dit is amper 'n manier om myself te straf. Brené Brown sê gereeld, judgment demand punishment. En as ons self-judge, dan wil ons baie keer ons self punish. Dit is die logiese gevolg. Maar eintlik het ons hierdie ongelooflike behoefte om geliefd te voel. En ek wonder of dit nie dalk die sleutel tot genade is nie. Ek moet kan glo
dat God my liefhet, want dit is al hoe genade sin maak. Dit is al hoe hierdie geskenk van genade sin maak. Ek lees soms hierdie gelykenisse en hierdie stories en dan besef ek, dit gaan oor my. Dit gaan oor my. Ek is die skaap wat weggedwaal het. Ek is die wegloopkind vir wie die Vader op die horison heeltyd uitkyk en soek. Ek is die diensknegt wie se skuld afgeskryf word. Dit is ek. En die sleutel tot genade lê so of in hierdie feit dat God my liefhet, dat hy vir my soek. Brennan Manning is by 'n seminaar en hy verwys na Johannes. Hy praat oor hierdie disipel Johannes. En Johannes word gereeld genoem, hy is Jesus se geliefde disipel. Hy sê as iemand vir Johannes moes vra, wie is jy? Wat is jou primêre identiteit? Dan sou hy nie gesê het eerstens, ek is een van die 12 nie. Hy sou ook nie gesê het, nee, ek is 'n apostel. Ek dink nie eers hy sou gesê het, ek is een van die ouens ek het een van die 'n skrywer van een van die 4 van die evangelies. Ek dink sy eerste ding wat hy sou sê is, ek is die een wat Jesus liefhet. Hoe sal dit klink as ons dit kan sê? As dit my primêre identiteit uitmaak? Hoe sal dit lyk as ek die een is wat Jesus liefhet? As ek dit kan glo met my hele hart. Sosioloë het 'n teorie. Hulle noem dit die looking glass theory, of die looking glass self, wat gaan oor, ons word dit wat die belangrikste persoon in ons lewens, of dit nou jou vrou of jou pa of jou baas of wie ook al is, ons word daai ding wat die belangrikste persoon in ons lewe van ons dink. Dit is nogal belangrik. En dan, wat dink God van my? Hoe sou my lewe verander as ek werklik hierdie verstommende woorde glo dat God my liefhet, dat ek sy geliefde is? Kom ons kyk weer na daai woorde in Hosea. En ek wil jou nooit, dalk moet ons eie naam daar inskryf. Dalk moet jy jou naam daar insit. Maar hoe kan ek jou prys gee, Dion? Hoe kan ek jou laat vaar, Dion? Ek kan dit nie oor my hart kry nie. My liefde brand te sterk. Glo jy regtig dat God ook na jou kind kyk en sê, jy is my geliefde kind. Ek wag vir jou, dag in en dag uit. Ek wil so graag jou stem hoor. Ek het soveel tyd vir jou. Ek raak opgewonde om te dink wat jy alles in die koninkryk kan vermag. Of sukkel ons om dit te glo? Sukkel ons om te dink, ek het net te veel foute. Dit kan nie wees nie. Baie van ons probeer regtig hard om reg te wees. Ons wil moreel korrek optree en ons wil so graag eerlik kan sê, ek glo dit, maar dan sukkel ons om dit te glo. En ek wonder, niemand kan waarskynlik hierdie diepte en die intensiteit van God se liefde beter begryp as gelowiges nie. Maar ek dink niemand kan ook soms so half die slagoffer wees van ons eie pessimisme en selfhaat en lae selfbeeld en hoe ons oor onsself kyk en praat, wat so half God se liefde blok. Maak dat ons dit kan net nie toeganklik wees nie. Dit blok so half hierdie genade wat God vir ons wil gee. En hulle sê ook dat ons het God in ons eie beeld geskep. So die manier, die prentjie wat ek van God het, is baie keer die kieskeurige, ongeduldige, liefdelose, haastige persoon wat ek is. Ons luister na hoe mense God beskryf en dan baie keer is daai prentjie is net te klein. Hy is net soveel meer, hy is net soveel groter. En dan wonder ek, Jesus wil vir elkeen van ons sê, weet jy wat? Ek ken jou storie. Ek ken elke geraamte in jou kas. Ek weet presies waarmee jy sukkel. En ek gee nie om nie. Ek gee nie om dat dit daar is nie, want ek het jou lief, ek het jou nog steeds lief. Niks daarvan maak my liefde vir jou minder nie. En hy wil ons nooi, hy wil sê, kom na my toe. Ek het jou lief net soos wat jy is. Nie soos wat jy moes gewees het nie, want niemand van ons is soos ons moes gewees het nie.
Ek wil julle nooi, kom ons luister na hierdie wonderlike lied wat Stefan hulle vir ons gaan sing, Your Love Never Fails, en ek dink, as ons eers weer kan connect met God se liefde, dalk raak daai gebed, dat ek die vergewe wat teen my gesondig het, dat ek, want dit is wanneer U my vergewe, dat is iets van daai genade oopbreek en weer in ons lewens toelaat. Kom ons luister na die lied. Nothing can separate, even if I ran away. Your love never fails. No, I still make mistakes, but You have new mercies for me every day. Your love never fails. Comes in the morning when the oceans rage. I don't have to be afraid, 'cause I know that You love me. Your love never fails. Strong and the water's deep, but not alone you're in these open seas. Your love never fails. Chasm is far too wide. Never thought I'd reach the other side. Your love never fails. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be
Your love never fails. Your love never fails. Mag die liefde van God ons Vader en mag die genade van Jesus Christus ons Verlosser en die teenwoordigheid van sy Gees met elkeen van julle gaan deur hierdie week. Baie dankie dat julle ingeskakel het. Hoop ons sien julle weer volgende week. Totsiens. Nothing can separate, even if I ran away.